mense, dis vir my omwynend 'n baie groot voorreg om met al julle kinders, onderwysers en ouers te gesels oor kinders met karakter het identiteit. En wanneer jy weet dat jou identiteit in God is, dan is daar 'n paar waardes waarvolgens ons moet leef. En erkenning is een van daardie waardes wat ons nodig het om te gebruik om ons identiteit in God in die wêreld te wys na buite. Nou Freddie hou van erkenning. En Freddie weet dat hy erkenning kry by God en by mense as hy getrou is, hard werk en sy talente goed gebruik. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel in Matteus 25 vers 21. En sy Heer sê vir hom: "Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer." Die Bybel sê hierso dat as ek en jy getrou is en ons talente gebruik, moet ons dit doen tot eer van God. Al het ek min talente gekry, as ek mooi en hard werk daarmee, sal God my vertrou met baie meer. So erkenning is om ons beste te gee in alles wat ons doen, sodat ons beloon kan word daarvoor. Ons is dalk nog nie aan die einde van die jaar nie, maar ons begin nou al uitsien na 'n lekker lang Desember vakansie. Maar voor ons daar is, moet daar nog eers eksamens gebeur, as eksamens wat voorlê, en dalk prysuitdelings. En ons kan nie nou opgee en ophou hard werk met ons talente nie. Wat is jou verwagting? Hoe gaan jy eindig teen die einde van die jaar? Dink jy dat jy 'n prys of dalk meer as een prys gaan behaal? Het jy deur die jaar hard gewerk in alles wat jy gedoen het, sodat jy die prys kan behaal waarop jy jou hart gesit het? As jy verwag om erkenning te kry vir harde werk, moet jy die harde werk doen. Beloning vra dat ons getrou is in wat ons doen en volhard deur die loop van die jaar. Jy moet deur die hele jaar jou beste gee. Om net soms deur die jaar hard te werk en getrou te wees in jou huiswerk en ander aktiwiteite, gaan maak dat jy nie die erkenning kry wat jy graag sal wil hê nie. So ons moet altyd ons beste gee in alles wat ons doen. Maar hoekom is dit? Vir wie doen ons al hierdie dinge? Vir mamma en pappa, die skool, die pryse aan die einde van die jaar? Ja, vir dit en vir hulle ook, maar ons doen dit heel eerste vir Jesus, vir sy erkenning en tot sy eer. Onthou ons het gepraat oor talente so deur die loop van die jaar in vorige lesse. En ons het gesels oor ons talente en gawes wat ons by God gekry het. Elkeen van ons het talente en gawes gekry. Ons moet die talente wat ons gekry het gebruik vir die doel waarvoor God ons geskep het. Kom ek vertel vir julle gou die storie van die meester wat talente uitgedeel het. In Matteus 25 vertel Jesus die gelykenis van die meester wat vir sy diensknegte goue muntstukke gee. Vir die een diensknegt het hy 5 gegee, vir die ander een 2 en vir die laaste een het hy 1 gegee. Elkeen volgens hulle vermoë. Die een wat 5 gekry het, het gaan werk met daardie 5 en nog 5 verdien. Die een wat 2 gekry het, het ook gaan werk met sy 2 en nog 2 gemaak. Maar die diensknegt wat net 1 gekry het, was bang vir sy meester, want hy was 'n moeilike man en hy het sy 1 muntstuk in die grond gaan begrawe, sodat dit nie wegraak nie. Wat het die meester daarvan gedink? Kom ons kyk 'n bietjie. Toe die meester terugkom, het hy vir sy diensknegte gevra wat hulle met die geld gedoen het wat hy vir hulle gegee het. En so het die een wat 5 gekry het, sy 10 vir sy meester gewys, en sy meester was sommer baie trots op hom en sê vir hom, Matteus 25 vers 21, "Mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer." En so ook vir die een wat 2 muntstukke gekry het, wat hulle verdubbel het na 4 toe, en sê vir hom, "Mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer." Maar wat dink jy, het die meester van die diensknegt gedink, wat sy talente begrawe het? Die meester het baie kwaad geword en vir hom gesê, "Jou slegte en luie diensknegt," en hy neem die muntstuk van hom al weg en gee dit aan die een wat die 10 talente het. God het 'n plan vir my en jou. God het ons elkeen geroep vir 'n spesifieke werk en dit vorm deel van sy plan om sy koninkryk hier op aarde uit te brei. Om soveel mense moontlik van hom te leer, sodat hulle in die hemel by hom kan wees eendag. As ons nie sy werk doen nie, dan maak ons sy hart baie seer. Dit is hoekom ons moet hard werk en ons talente gebruik. Nie net om erkenning aan die einde van die jaar te ontvang nie, maar ook sodat ons aan Jesus erkenning kan gee vir wat hy vir ons gedoen het. So maats, kinders met karakter wat erkenning kry en dit uitdeel, bid saam. Jy is welkom om saam met my te bid. Vader God, dankie. Dankie vir al my talente en gawes. Dankie dat U my gekies het vir 'n werkie in U koninkryk. Help my om deur die jaar
elke dag my beste te gee, sodat ek kan beloon word by die skool, maar ook sodat ek u koninkryk kan help bou. Ek wil my beste gee by die skool en vir u, in Jesus se naam. Amen. Maar dit was vandag vir my en Freddie weer lekker om saam met jou te kuier en met jou te gesels oor erkenning. Ek wil jou vandag seën met die wete dat jy het baie talente gekry, al dink jy het net 'n paar gekry, en dat jy daardie talente sal gebruik om God se koninkryk uit te bou, om hard te werk deur die loop van die jaar, om uiteindelik die beloning te kry. Ons sal afsluit met 'n liedjie. Ek sien jou volgende keer. Totsiens. Spread